Here Jesus Christus, Alba Vader, Heilige Gees. Soveel dankie sê vir nog 'n aand waar ons by dag 4 is vandag al. En waar ons gaan gesels oor son, maan en sterre. 3 kort woordjies wat so oneindig baie beteken. So Here, maak ons opgewonde oor wat ons gaan leer, nuwe inligting wat ons gaan kry, Here, en dat ons weer eens net agterkom hoe almagtig U werklik is, hoe groot U werklik is, waar ons totaal en al nie 'n idee het nie. So Here, dankie vir U liefde, dankie vir U genade, en vergewe asseblief ons sondes. Jesus se kinders sê, amen. Ons kom maar sit, dankie. Net gou 'n paar korreksies. My ma sou nou gesê, dis nou tyd vir pak sla. Gister het ek iets gruweloosliks kwyt geraak, wat niemand my oor gebel het nie. Na die tyd, toe ek nou die video sit en edit, toe kom ek agter, nee, is jy van jou kop af. Ek weet nie hoe ek want so, ek weet nie wie van julle dit opgetel nie. Gister toe staan ek hier voor en toe sê ek, Noag het 900 jaar gevat om die ark te bou. Nie een persoon het my gebel nie. Ek het julle hoeveel keer gesê, julle moet my verantwoordelik hou vir dit wat ek sê. So, pak sla. So met ander woorde, laat ek dit net korrigeer en net verduidelik hoe ek by 900 uitgekom. Dis nie 900, so maak net gou reg. Punt nommer 1, dit was plus minus 120 jaar wat Noag gevat het om die ark te bou. So al die ander goeder staan, hy het die bome geplant en al daai goeder. So hoe ek by 900 uitgekom het, ek Methuselah, wat voor die tyd was, wat sy naam letterlik beteken, sy dood sal stuur, het 969 jaar oud geword. So met ander woorde, wat gebeur het daarso, is, ek het aan dit gedink, en toe praat ek sommer van 900 jaar wat het geword het, en Methuselah het gewys na die vloed toe wat gaan kom, en in die jaar wat Methuselah oorlede is, het die vloed gekom. So dis waar ek aan hy getal gekom het, maar dis totaal en al verkeerd, ek vra om verskoning. So dis die eerste ding. Nou, tweede ding vir die mense by die huis, want ek het agterkom nadat ek die video geëdit het, het ek agterkom die gedeelte wat ek gepraat het oor Jona, het ek in die seënbede gesê, en julle het dit nie gehoor nie. Jona, waaroor het gaan is, Jona was in die vis se maag gewees vir 3 dae, na 3 dae is hy uitgespoeg. Dit verwys na Jesus wat op die 3de dag opgestaan het, en dis waar daai lyn getrek word. Right, alles is nou weg. Right, kom ons begin, gaan ons nou aan. Vers 14. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf, om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf om op die aarde lig te gee, so het dit gebeur. Vers 16. God het die 2 groot ligte gemaak, die grootste om bedags te heers en die kleiner lig om snags te heers, en ook die sterre. God het hulle in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee, om oor dag en nag te heers en om elke lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword en dit was die 4de dag. Right. Kom ons doen gou 'n recap van wat gebeur het tot dusver, dat ons net kan verstaan. Onthou julle, ek het vir julle gesê, as ons kyk na hierdie chart van ons, aan die linkerkant staan daar geskape, en aan die regterkant staan gevul. Met ander woorde, alles wat nou aan die linkerkant gebeur het tot dusver, gaan nou, ek wil amper sê, voltooi word aan die regterkant. Met ander woorde, ons is by dag 1 gewees, nou gaan ons na dag 4 toe. Ons sal nou daaroor praat, en dag 2 gaan na dag 5 toe, en dag 3 gaan na dag 6 toe. So, hier met ander woorde, by dag 1, wat gebeur nou by dag 4? Wat beweeg oor hiernatoe? So wat gaan ons doen? Ons gaan praat oor materie, energie, lig, donker tyd. Ek wil amper sê die eenvoudige manier wat ons altyd in ons Bybelboekies geskryf het, is ons dag en nag. Okay, maar ons het nou agtergekom, dis bietjie meer as net dag en nag. So ons gaan nou sien dat hierso nou verskillende goeters is waaroor ons moet praat. So, dag 1
is eenvoudig, lig of donker, met ander woorde materie, energie, lig, donker, tyd. So dag 4 gaan nou beamoen wat gebeur het in dag 1. Met ander woorde, die gebeure gaan nou volgemaak word, met ander woorde, die beskrywing gaan nou gebeur wat daarso moet wees. OK, gaan ons weer so vers vir vers vat, so vers 14. Toe het, kan julle raai wat moet julle omkring? God gesê, hoekom sê ek die hele tyd dit? Want God spreek die hele tyd, spreek die hele tyd, spreek die hele tyd. Ek wil nou amper sê, hy doen op hierdie oomblik nog nie fisies iets nie, dis net woorde, woorde, woorde. So dis belangrik, ek het nou, wanneer was dit, 'n paar dae terug het ek gesê, as God een keer iets doen, is dit belangrik, of een keer iets noem, belangrik, baie belangrik, meer belangrik, en dan kry jy iets, weet jy of jy die groot woord kan onthou nie, hapax legomenon, as daar iets gebeur, wat een keer gebeur in die Bybel, en dit gebeur net een keer, dis ongelooflik belangrik, want dan wys dit die uniekheid van dit. En dis hoekom ek die hele tyd so hamer op gesê, want op 'n stadium gaan God nie sê nie, dan gaan hy doen. So dis hoekom ons sê vir dit. So okay. Toe het God gesê omkring, laat daar ligte, omkring ligte, en dan hemelgewelf, omkring hemelgewelf. Right. So kom ons praat eers oor die eerste een, ligte. Heel in die begin, Genesis 1 vers 3, dan staan daar so, God het gesê, laat daar lig wees. So die heel eerste ding wat God doen, heel in die begin is, hy sê, laat daar lig wees. Enkelvoud, een lig. Ek weet nie of daar enkelvoud vir lig is nie, maar soos lig, daar's nie 'n bron vir lig nie, daar's net baie lig. So God het baie lig gemaak, oor. So met ander woorde, dit was hierdie verheldering ewe skielik gewees. Dis soos as jy die ligte aansit en die hele vertrek is vol lig. Dis wat God gemaak het. Hy het nie 'n bron gemaak nie, hy het net baie lig gemaak. So hy maak lig en dan maak hy donker. So met ander woorde, daai lig het een spesifieke doel gehad. Die donker het een spesifieke doel gehad. Dag, nag. Maar op hierdie stadium is daar nog nie iets wat toegeskryf is daaraan, of iets wat toegewys is om die lig en die donker, en ek wil nou die Engelse woord gebruik, te govern nie. So die lig en die donker het nog nie base nie. So die lig en donker moet nog base kry. So daar's nie iets wat verantwoordelikheid vat vir dag en nag nie. So daar's nog niks om dit te reguleer nie. So niks kan dit oorsien nie. So met op hierdie oomblik moet ons dit doen. So julle sien nou weer daar, so ons kyk by lig en donker, aan die regterkant moet lig en donker nou base kry. Iets moet dit doen, iets moet dit sê. En dan materie, volgende ding as ons daar kyk na materie, die lig en donker moet iets kry of base kry. So dis 'n opdrag. Maar dit moet deur iets gedoen word, so daar moet iets, materie, moet die opdrag uitvoer. Met ander woorde, iets is geskape, iets moet dit vul, so daar gaan 'n materiële ding wees, wat die lig en die donker gaan orden. So dis hoekom God dit so gemaak het. So nou skape God, hy skep voorwerpe, ligte, meervoud, meer as een. Hoekom? Want daar's meervoud, lig en donker. En God assign aan hulle, hy gee vir hulle, hy allokeer aan hulle, wat reeds in dag 1 gebeur het, allokeer hy nou op dag 4. So kyk mooi na daai woordjie ligte, hou dit in jou agterkop, ons gaan nou weet, hier's baie goeders wat ons later gaan terugkom na toe, omdat dit eers later mooi uitkom. Ok, dan die volgende ene wat ons omkring het, is hemelgewelf. So die hemelgewelf is mos daai wat ons sê, onthou julle ons het gesê 3 hemele. Ok, so nou is ons by hierdie. As jy kyk daar, so sien jy die aarde, so dis waar ons is, en dan het ons hierdie gedeelte hierso, wat die troposfeer is, stratosfeer, mesosfeer, termosfeer, en dan kry jy bo eksosfeer. Daai hele gedeelte saam daar staan bekend as atmosfeer. Nou maak God daai heel boonste gedeelte, die tweede hemel, space. Ek hou baie van die woord space eerder as hemel. Hoekom space?
kan nie onthou wat se Steven Seagal fliek is dit nie. En dan praat hulle so op 'n stadium en dan sê die ou vir hom, "We can't find it, it's out in space." En dan sê die een ou vir hom, "That's why they call it space." Kyk hom so en sê, "What do you mean?" Dan sê hy, "Because there's a lot of it." Nou dis presies dit. Dis space, daar's baie van dit. Daar is en dis wat dit vir my daai term vir my so mooi maak. So dis die hemelruim, maar dit verduidelik dit nie vir my mooi nie. Met ander woorde, God maak nou daai hemelgewelf waarvan ons nou praat. So die outer space, die ruimte, die tweede hemel, dit word nou gemaak deur God. So met ander woorde, nou gaan ons na die tweede hemel toe. God het die eerste hemel gemaak, atmosfeer, dis nou klaar gemaak. So nou in dag 4 maak hy die tweede hemel, maak die hemelruim space. Vers 14, gaan ons aan, om dag en nag, omkring dag en nag, kan jy as een omkring, en dan van mekaar te skei. So wat is die doel van hierdie twee materiegoeders? Is om dag en nag van mekaar te skei. So ons wys weer hier terug na dag 1 toe, die konsep van dag en nag, maar nou word dit, is moeilik om woorde hier aan te sit, nou word dit verwesenlik. Dit word nou iets. Voorheen het ons hierdie donker gehad, wat hierdie lig en donker was, ek wil amper sê 'n fisiese periode van 12 ure, maar dis 'n ononderbroke 12 ure periode. 12 ure, 12 ure, 12 ure, 12 ure. Dit was nie 1 uur tot by 12 ure en 12 ure tot by 24 ure nie. Verstaan julle die verskil tussen die twee? So daar was, ek wil amper sê dis 'n siklusperiode gewees. Daai twee ligte wat ons nou gaan verder lees van, beheer nou die twee siklusse dag en nag. So hulle gaan nou beheer kry oor dit. So dit is nou 'n relatiewe bewusmaking van tyd. Kyk, want tyd is nie 'n fisiese ding nie, jy kan nie tyd vat nie, maar dit is is iets relatief. Dis half 'n tydkonsep. As jy mooi daaraan dink, is daar net nou. Dink gou mooi daaraan, daar's net nou. Daar's nie môre nie, en daar's nie gister nie. Daar's net nou. Want waar ons is nou. En daar waar ek groot geword het, was daar ek wou iets anders te gesê het, toe sê my dogtertjie, ek mag nie meer in vandag se tyd so praat nie. Daar was 'n kafee wat vis en chips verkoop het. Weet julle wat se tipe kafee is dit? Daar was so 'n kafee gewees en bo daai kafee was daar 'n bordjie gewees wat gestaan het, "Come back tomorrow, everything will be free." En as jy tomorrow daar kom, staan daar wat? "Come back tomorrow, everything will be free." Verstaan julle die konsep van tyd? Tyd is 'n relatiewe ding wat bokant ons verstand is. God is bo tyd verhewe. Ons is in tyd. Daar is eintlik nie 'n môre nie, daar's net 'n nou. Nou probeer God dit vir ons verduidelik op hierdie manier. So met ander woorde, die nou waarvan ons praat, tyd was 'n dag en nag periode, 12 ure, nou begin dit 'n jare, maande, dae, ure, minute, sekondes periode raak. God begin dit nou omskakel in dit. Vers 14 sê jy wat ook al, hulle moet ook as tekens dien, omkring tekens. Nou wat is die ding rondom tekens? Die Hebreëse woord vir tekens, die Hebreëse woord vir tekens is oth, oth. En dit is iets, 'n teken is iets wat iets aandui. Ons praat van 'n stop teken, 'n toegee teken. Wat sê die teken vir jou? Die teken sê vir jou, jy moet iets spesifieks doen. Dit gee jou 'n opdrag. As jy kyk na die teken, dan sê dit vir jou wat dit moet doen. Hierdie tekens gaan op 'n stadium nie meer nodig wees nie. Ons sal later daarby kom. Maar op hierdie oomblik is daai tekens daar vir 'n doel. Dit het iets.
Onthou julle die metafoor wat ons gepraat het van die see en van die son en van die maan en van die diep waters en so aan. Die tekens is ook 'n metafoor vir iets wat ons nou nog gaan praat oor. En dan gaan ons na vers 14 bietjie verder aan. Seisoene, dae en jare, kan dit so lank omkring. Seisoene, dae, jare. Ons gaan nou terugkom na dit toe. Okay, en dan vers 15. Hulle moet ligte wees, kan dit weer omkring, aan die hemelgewelf, dit omkring, om op die aarde lig te gee, kan dit omkring. So het dit gebeur. So daai ligte wat God gemaak het, hy het vir hulle gesê, julle het een job, julle het een werk, al wat julle doen is gee lig. Klink dit nie so nie? God sê vir hulle, wees daar, gee lig, al wat julle moet doen, gee lig. So, skyn op die aarde, bring lig vir die aarde, dit is julle doel. Maar van waar af? Van spys af, van hier af. Julle moet dit van hier af doen. Presies, en ek wil amper sê, as God dit nou met sy hand gedoen het, sou hy dit gevat het, hy sou die son gemaak het, en hy sou hom gesit het, presies hier. En hy sou die maan gevat het, en hy sou hom gesê het, en presies hier. Hy gee vir hulle 'n presiese koördinate waar hulle moet staan. Op presies die regte plek, in die hemelgewelf. Presies daar moet julle wees. Want hoekom? Daar gaan byprodukte wees as julle nie daar presies staan nie. Die son moet presies daar staan, die maan moet presies daar staan. Die blote posisionering van die son en die maan het 'n spesifieke uitwerking op 'n klomp goeters, op die heelal, op die aarde, op wat op die aarde aangaan. God het dit meticulously beplan, dat hulle op presies die regte plek staan, presies die regte afstand van die aarde af, teen presies die regte hoek. Daai spesifieke afstand van die aarde, presiese hoek, presiese doel. Gaan ons na vers 16 toe. God het die 2 groot ligte, kan jy omkring, gemaak. 2 groot ligte. En dan kan jy skryf die grootste omkring, om bedags te heers, die kleinste lig om snags te heers. Hoekom sê God hierso? Hoekom sê die skrywer hierso? God het die 2 groot ligte gemaak. Hoekom praat hy nie van son en maan nie? Julle al ooit daaroor gewonder. Hoekom word die skrywer nie net hierso, God het die son en die maan gemaak. Hoekom praat hy van 2 groot ligte? God ken ons. Julle, wat is die probleem met mens? Sodra ons iets benoem, dan besit ons dit. Sodra ons gaan en ons sê hond of kat of jou kinders, ek spot altyd gereeld en sê ek het jou 'n naam gegee, ek het jou in hierdie wêreld ingebring, ek kan jou hier uitvat. So met ander woorde, daai hele ding van ek het jou 'n naam gegee, jy's myne. Wat staan daarso? Ek het jou op jou naam geroep, jy's myne. Sodra jy 'n ding 'n naam gee, dan het jy half besit reg oor dit. Dink gou by jouself, hoe lank het jy gevat om by jou kind se naam uit te kom? Om by jou kind se naam uit te kom, ek weet nie van enige iemand wat 'n telefoonboek so oopgeblaai het en daar gedruk het en hierdie lyk na 'n goeie naam. Daar's gedagtes ingesit. Dit is gewoonlik 'n samestelling van een of iets anders, of dit beteken iets, 'n naam is nie net 'n naam nie. Daar is rede agter dit. God benoem nie die son en die maan nie, want hy weet, hy noem dit eerder net ligte. Want wat gebeur? Wat gebeur as mense so iets doen? Sodra mens opkyk en dink gou by jouself, en hier by ons kan jy dit nog mooi sien, want ons het nie so baie ligbesoedeling nie. As jy hierdie asemrowende mooi maan sien, en jy sien hierdie sonnestelsel, hierdie sterrestelsel, en jy sien die maan, die son en die sterre, dan staan jy dit is vir my die mooiste woord, you in all awe. Wat jy net opkyk na hierdie ganse heelal, en dan dink jy by jouself, julle is almal klaar dood. Want dit is maar so. Die lig kom nou eers by ons uit. Nou is my volgende vraag is,
As God dan die sterre, die son en die maan gemaak het, kom ons gebruik dan die sterre net alleen. En die sterre is al duisende jare terug dood, want die son, die spoed van lig is, weet jy wat nie, en dit kom nou eers by ons uit, hoe het die sterre se lig daai tyd al uitgekom by die aarde, sodat Adam en Eva dit kon gesien het. En hierdie moes ek bietjie my brein gedraai het. God het dalk gegaan, en hy het die lig gevat, en op die aarde gesit, en teruggetrek na die ster toe, en toe die ster daar gesit. In plaas van andersom, om die ster daar te sit, en die lig na die aarde toe te bring. Kom julle agter om bietjie anders te dink oor hoe goed gedoen is? Ons sien dit altyd andersom. So met ander woorde, as ons nou name gehad het, van die begin af vir hierdie goeders, wat is die volgende ding wat die mens om doen? Nee. Ons aanbid dit. Kyk hoeveel mense aanbid plaas die son. Want daar is een of ander God, son, God, Ra, en hulle het al hierdie goeders wat daar aanbid, want hulle het doele vir elke ding. Hoeveel verskillende gode is daar wat aanbid word? En dan maak hulle afbeeldings van die gode, en hulle sit dit in hulle huise, want hierdie God is die God van reinheid, en hierdie God is die God van reën, en hierdie is die God van riviere, en wat ook al dit mag wees. So jy het hou vas op daai God, want jy het sy naam. Want dan kan jy hom in 'n boksie sit, en jy kan hom half op jou kas sit, en jy kan sê, daar's daai God. Verstaan julle nou, hoekom het God gesê, ek is, toe Moses vir hom vra wie hy is? Wie stuur my nou? Ek is, dat julle nou aan daaroor praat, ek is, want nou het Moses nie, of die volk nie 'n hou vas op God nie, hulle het nie besit reg oor God nie, want hulle weet nie wat is God se naam nie, hulle kan nie die kollar om God se nek sit met die plaatjie op wat sê God nie. Dit bestaan nie. So jy het nie die hou vas op God nie, en dis een van die redes hoekom dit nie benoem word nie. Vers 16, en ook die sterre, ek gaan nou bietjie meer daaroor sê, so omkring dit maar net. Okay, vers 17, God het die hemelgewelf geplaas, om ook die aarde lig te gee, dit is al voorheen gesê, en vers 18, om oor die dag en die nag te heers, en om lig en donker, en dan hierdie gedeelte omkring, van mekaar te skei. Hierso kom die groot verskil nou, wat voorheen nog nie daar was nie. En God het gesien, dit is, help my gou-gou, Hebreëus, doop. En dit is doop. Ok, so, wat gebeur hierso? Dis wat ons het, en dis wat gebeur. By die oomblik is dit wat gebeur. 12 ure, 12 ure. 12 ure, 12 ure. 12 ure, 12 ure. So met ander woorde, die hele aarde het die hele tyd lig, die hele aarde het die hele tyd son. Die hele aarde het die hele tyd lig, son, so die hele tyd. So wat gebeur nou, of lig, donker, skus. So met ander woorde, wat gebeur? Hierdie hele aarde kry 360 grade lig die hele tyd. Oral gelyktydig. 'n Sisteem kan nie so werk nie. As ons kyk na ons aarde werk, die sisteem kan nie so werk nie. Dit wat God beplan het vir die aarde, kan nie so werk nie. So wat gaan nou gebeur? So met ander woorde, nou kom God en hy doen die volgende. Hy gaan en hy sê, okay, kom ek sit, en hier is obviously nie op skaal nie, kom ek sit die son hierso, en ek sit die maan daar. En hy plaas hulle op daai hoek. So met ander woorde, wat gebeur as jy hierna kyk? Daai gedeelte, as jy die aarde so in die middel deurskry, daai gedeelte gaan son kry die hele tyd, daai gedeelte gaan die hele tyd donker te hê. Waar kry daai ding sy lig vandaan? Van daai ding af. Daai ding skyn so, dan skyn hy so. Die bietjie lig, die maan het nie lig nie. Die bietjie lig wat die maan het, is wat hy van die son af kry. So maar aan die ander woorde, die een kant van die son, die een kant van die aarde gaan die hele tyd lig kry, die ander kant nie. So met ander woorde, iets moet gebeur. God moet iets doen om hierdie half uit te sort. Dan doen hy die. Dis nou, wow. Wie sal aan dit dink? Want ewe skielik kry die hele planeet die hele tyd lig, donker, lig, donker.
Want die ander ding wat ons half gemis het by die eerste ene is, as die aarde so gestaan het en hy doodstil gestaan het, die een kant van die planeet heeltemal doodgebrand en die ander kant het gevries. So met ander woorde, die rotasie begin en wat gebeur dan? Die lig is besig om die hele planeet te kry. Rotasie is vir wat? Vir dag en nag, vir lig en donker. Dis die doel hoekom die aarde begin roteer. So met ander woorde, is dit dan is dit dan net vir lig en donker. Al daai moeite om die aarde aan die draai te kry net vir lig en donker. Verseker nie. Waar julle nou weer daai ding wat wegraak op 'n stadium by die nuwe Jerusalem, die see oor die see. Daai pragtige branders wat so breek. En al daai wonderlike goed wat ons uit daai see uit kan haal, is alles as gevolg van rotasie. Want as gevolg van rotasie word dit branders word veroorsaak. As gevolg van die branders wat veroorsaak word hierdie diep onderste water word met suurstof gevul omdat die oseane, ek wil amper die mooi woord is kolk, omdat dit draai. Die seegediertes wat plankton en al sulke goeders kry kos as gevolg van dit. Die rotasie veroorsaak dat daar 'n klomp goeders gebeur en dan op 'n stadium word daar getye gevorm saam met dit. Saam met die rotasie veroorsaak dat daar getye is. Met ander woorde, daar's hoogwater en daar's laagwater. Die maan help natuurlik ook, want met ander woorde, as die maan daar is, dan sit hoogwater of laagwater, en as die maan en die son, soos ons weet, in lyn is, dan het ons springgety wat ekstra hoogwater en ekstra laagwater is. So met ander woorde, al hierdie goeders gebeur eenvoudig omdat die aarde aan die draai begin raak. So hierdie rotasie speel 'n massiewe rol met hitteverspreiding oor die hele aarde, sowel as seisoene, maar saam met iets anders. Ons gaan nou by die iets anders te kom. En dan wil ek seker een van die meest underratedste Bybelversies in die hele Bybel wil ek gou bykom, want dit is vir my, as ons lees net vers 16 van bo af. God het die twee groot ligte gemaak, die grootste om bedags te heer en die kleiner een om snags te heer, en ook die sterre. En ook die sterre. Net so kort, en ook die sterre. En dan dink ek by myself, kyk net gou hier. Julle, dis beautiful. God kom en hy vat 'n verfkwas en hy gooi so sterre bo op hy verfkwas en dit spat so op hy canvas. En ons het sterre. Miljoensende. Maar dis 'n afterthought. Dis so 'n nagedagtenis. Dis iets wat so, en die sterre. God het die son en die maan gemaak en die sterre. So dit wys jou net weer eens. Die sterre is nie die doel nie. Die sterre is nie waaroor dit gaan nie. Die maan en die son is nie waaroor dit gaan nie. Waaroor gaan dit? Die aarde. Dit gaan oor die planeet wat gemaak is vir ons. Wat besig is om voorberei te word vir ons. Ek gaan nie sê steek hande op nie, maar wie van julle glo aan extraterrestrial life, ET's wat daar buitekant is? Ek moet vir julle dood eerlik sê, ek het op 'n stadium geglo daar moet iets daar buitekant wees. Regtig ek doen. Nadat ek met hierdie ding klaar is daar nie 'n manier nie. Ek kan nie glo dat God iets anders daar buitekant gemaak het nie, want as ek kyk na dit wat hy gedoen het, en ek verstaan hoe God gegaan het, en hy het gesê, weet wat my kinders, ek wil vir jou, en vir jou, en vir jou, vir jou, wil ek iets gee, wat jou verstand te bowe gaan, tot so 'n mate dat jy nie die grootheid van dit kan besef nie, maar ek gaan jou die middelpunt van die heelal maak. En ek gaan alles doen in my vermoë om vir jou te wys, hoe lief is ek vir jou.
En ek kyk na hierdie goeders en ons is nou eers by dag 4. En ek kyk na al hierdie goeders wat God gedoen het, dan kan ek nie dink dat hy enigstens ge-worry het oor die res van die wêreld nie, of oor die res van die heelal nie. Want dit gaan oor my, en dit gaan oor jou. Hy is so lief vir jou, hy is so lief vir my, dat hy al hierdie goeders gesit en weef het aan mekaar. Die aarde is die middelpunt van die heelal. Hierdie klein ou, blou planeetjie van ons, wat dryf tussen nêrens en nêrens, is die middelpunt van alles. Dit is die toppunt van God, dis die tweede toppunt van God se ontwikkeling. Ons is die toppunt. Hy het dit gedoen vir ons. God het die aarde gemaak vir 'n spesiale doel, en dis ons. Vers 14b, hulle moet ook as tekens dien om seisoene omkring, dae omkring, jare omkring aan te dui. So met ander woorde, wie is hulle nou? Dis nou die son en maan. Hulle moet hierdie goeders doen. Hulle moet seisoene, dae en jare doen. So om terug te kom na tekens toe, is daai wat ek gesê het van tekens, die oth, wat letterlik, wat beteken oth? Dit beteken letterlik, as jy dit vertaal, soos letterlik vertaal, getuie. Dis nie net tekens nie, dis 'n getuie. Wie's die getuies? Die son, die maan en die sterre, veral die sterre. So die sterre is daar om te getuig oor God se glorie. Om te getuig van God se almag, om te getuig van God se grootheid. Want as jy kyk na die sterre, kan jy agterkom hoe groot God is. Of jy het 'n idee, ek dink jy gaan ooit agterkom nie, maar jy het 'n idee van die grootheid van God. Psalm 19, as jy kyk langsaan, vers 2, die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander, en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daar vandaan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar 'n hemel, 'n tent opgeslaan. Dit is ongelooflik mooi. Dit klink regtig soos 'n liefdesgedig. Die hemel getuig van die mag van God. Hoor, wat sê die Bybel vir ons op 'n ander plek? As julle stil bly, as julle nie getuig nie, wat is dit? Dis tekens, wat is tekens? Getuies. As julle nie getuig nie, gaan die klippe dit uitspreek. So die heelal is klaar besig om te praat. En ons is te skaam om oor God te praat, want ons kan nie van God praat rondom die braaivleisvuur nie. Ons kan nie iemand aanvat as hy my God iets van sê nie. Ons kan nie dit doen nie. Sê nou maar, hulle praat sleg van ons. Sê nou maar, ek word nie weer genooi nie. Wat gaan van my gedink word? So, dan doen die heelal dit nou maar. As jy wil stil bly, dan doen die heelal dit nou maar. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander, en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan daarvandaan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. Dit is regtig, dit is soos 'n liefdesgedig wat God vir ons gegee het en gesê het, kyk net hierso. Hierdie son en die sterre en die son, maan en sterre, hulle getuig, hulle is die getuies van God se grootheid. En wat God kan doen en nog gaan doen. Die son, maan en sterre is ook getuies van God se oordeel. Dis 'n ander ding wat belangrik is, want as jy sien daar, kyk net weer langs aan daar, Joël 2, ek sal telkens gee in die hemel en op aarde, bloed, vuur, rookwolke. Die son sal donker word, die maan bloedrooi, en dan sal die vreeslike
dag van die Here kom. Daai heelal wat so uitgespan is, wat so lyk, gaan uitskree, God is op pad. Gaan vir ons waarsku. En dit gaan te laat wees. Want as jy nie nou al begin luister nie, en jy kyk nie op die oomblik wat rondom jou aangaan nie, hoeveel keer het ons nou al gehoor, is die einde van die wêreld? Ek kan nie minder omgee of dit môre, gister of vandag is nie. Is jy nou reg? Dis waaroor dit gaan, is jy nou reg? In ander woorde, wat God sê hierso, ek gaan vir jou op 'n stadium 'n teken stuur. My vraag is net, gaan ons dit sien? Gaan jy te laat sien? So, hoekom dan die son en die maan? Hoekom het God die son en die maan daar gesit? Want aan die een kant is hitte, die son gee hitte aan die een kant, wat veroorsaak word, en dan draai die aarde, en dan koel die aarde weer af. As dit aan die ander kant kom, waar die koelte is, omdat dit koeler word, omdat dit weg is van die son af, en dan as gevolg van hierdie atmosfeer wat besig om te draai, om te roteer, dan word die atmosfeer geforseer om goed te maak soos wind en die seevlakke wat styg en val, en waar die maan ook nog 'n rol speel met hierdie seevlakke en hierdie getye, en dit veroorsaak dan ook dan nag en dag wat ons ook weet van, en dis hoekom die aarde om sy as draai. Vers 14b, hulle moet ook tekens dien om, ons nou net oor tekens gepraat, seisoene, dae en jare aan te dui. Onthou julle, ons het nou nog gepraat van seisoene, toe sê ek net daarso, merk net seisoene daarso, en toe het ek gesê, en daar's iets anderste wat hy ook doen, hier is iets anderste. Daarso is die aarde lê teen 'n as. Daar's die son, daar's die maan nou. Die aarde lê teen 'n as. 23.5 grade. Presies. 23.5 grade. Punt 5. Hoekom nie punt 4 nie? Want dan was die seisoene anderste. Dan was die aarde anderste gerangskik. Dan het daar ander goeders gebeur. God het dit gesit teen 23.5 grade. Dit veroorsaak dat die verskillende hemisfere verskillende hoeveelheid sonlig kry op verskillende tye van die jaar, wat seisoene veroorsaak, basiese wetenskap, ons het die gehad op skool. Nou wat van dae en jare? Die maan is verantwoordelik, onthou jy ek het so rukkie terug gesê, Israel het 'n lunar kalender gehad, met ander woorde, hulle religieuse kalender is gebaseer op die maan. So nou hierso is die gedeelte wat nogals interessant is. Die maan roteer om die aarde 1 keer per maand. Dit weet ons almal. 1 keer 'n maand roteer die maan om die aarde. Die aarde roteer 1 keer 'n jaar om die son. Okay, so nou wat nou? Hoe meet ons dae? Aan die maan, nie aan die son nie. Hoe meet ons dae? Aan die maan, nie aan die son nie. Sien, want die aarde, onverduidelik, die maan se 1 keer omwenteling om die aarde gee vir ons 'n maandelikse siklus, wat ons dan weer tel om te gebruik om by dae uit te kom. Wat ons weer gebruik om by ure uit te kom, wat ons gebruik om by minute uit te kom, wat ons gebruik om by sekondes uit te kom. Maar dis vir dae. Onthou, God het gesê, ek gaan hierdie 2 gee vir maande en dae. Die maan is daar vir dae. Logika dikteer, die son is daar vir jare. Die aarde se omwenteling om die son gee vir ons 'n jaarlikse siklus vir die tel van jare. Een omwenteling om die son is, hierdie het julle nie geweet nie, 365 dae, 5 ure, 48 minute en 46 sekondes. Ek het dit ook geweet. Presies. Nou kom ons by 'n nuwe aarde, want dis waartoe ons eintlik al op pad is. Die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde, gaan nie 'n son en 'n maan hê nie. Ons is weer terug by die metafore. So die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde, gaan nie 'n son en 'n maan hê nie.
Ekskuus. So daar gaan met ander woorde nie meer tyd wees. Kyk al langs aan, Openbaring 21 vers 23. Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. So met ander woorde, ons gaan nie meer jare tel nie, want die son is die basiese meetinstrument van die tel van jare. So logika dikteer met ander woorde, as die son en die maan nie daar is nie, gaan ons ook nie maande meer oor hê om te tel nie, want daar is mos nou nie 'n maan nie. Openbaring 22 vers 2, weer langsaan. Tussen die hoofstraat van die stad, aan die een kant, en die rivier aan die ander kant, staan die boom van lewe. Watter boom het Adam en Eva van geëet? Boom van kennis. Daar was nog 'n boom wat gesê het, julle mag nie van eet nie. Wat is daai boom? Ewige lewe. Wat se boom staan in die Nuwe Jerusalem? Lewe. Daai boom is oorgeplant in die ewige lewe. Hoekom is die soldate, die engele gesit met die swaarde voor die tuin van Eden? Om hulle te keer dat hulle teruggaan in die tuin en in die boom te eet van die ewige lewe, anders sou ons vir altyd dood gewees het. Dis hoekom daai engele daar gesit is, om vir Adam en Eva te keer om terug te gaan. Daai boom is herplant, noem dit nou maar so, in die nuwe aarde. Hier staan dit. Die rivier aan die een kant en die boom van lewe aan die ander kant. Nou wat doen daai boom? Hy dra 12 keer per jaar vrug. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Want jy het nou net vir ons gesê, maar daar gaan nie tyd wees nie, maar as ek mos nou die blare tel elke keer as hy val, dan weet ek mos dis maand 1, maand 2, 12, jaar 1 is verby. Who cares? Jy is in vir ewig. Tyd maak nie meer 'n verskil nie. Maar hoekom is dit dan nodig dat ons moet weet hoeveel maande gaan verby? Weereens, vir wie is dit geskryf? Vir daai tyd se Jode. Wat het ons nou gesê? Wat het hulle die maan voor gebruik? Vir hulle religieuse kalender. Met ander woorde, wat is ons veronderstel om hierdie maand te doen? Ons moet hierdie maand moet ons dit vir dit bid. Hierdie maand moet ons dat doen. Hierdie maand moet ons dit doen. So met ander woorde, daai boom is daar om ons te herinner, wat se fees vier ons nou in die hemel? Met wat se fees is ons hierdie tydperk mee besig? Met ander woorde, ons tel die maande om te herdenk wat Jesus gedoen het om ons op hierdie plek te kry. Watter plek? Die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem. Daai bome herinner ons elke keer as die blaar val. Ons is nou op hierdie fees. Ons is nou op hierdie plek. Okay, nou, hoekom dan, as tyd irrelevant is, ons gaan dit nie hê in die hemel nie, hoekom het ons nou tyd? Hoekom het ons die son en maan en sterre, om ons dae, maande, ure te laat tel, seisoene, ensovoorts. Hoekom het ons tyd? Ons is veronderstel om af te tel, nie op te tel nie. Met ander woorde, hier is die punt. Hoe oud is jy? Hoeveel tyd het jy oor? Nie hoeveel tyd het sal verby nie, hoeveel tyd het jy oor? Ons sien dit andersom. Dat jy toe jy klein was, jy kon nie gewag het om te verjaar nie. Op hierdie ouderdom waar ek nou is, kan ek nie wag dat ek nie verjaar nie. So want dit is regtig nie, want het jy al agtergekom? Ek het nou die dag, toe bel ek op Pel vir my, toe sê ek vir hom, dink jy ook so baie aan die dood deesdae? Want ewe skielik is dit asof jy's verby die tipping point.
Is nou verby daai gedeelte van. En dit bekommer 'n mens en dis 'n goeie ding. Want ons is besig om te verstaan dat hoe hoër die getal raak, hoe nader raak jy aan die einde. Om die ewigheid in te gaan, hoe nader kom jou einde, so hoe nader die einde kom, hopelik, hoe meer begin ons besef dat ons verhouding met God baie meer belangrik is as enige iets anderste. Ewe skielik begin al hierdie ander goed, as het jy agtergekom hoe as jy ouer begin raak, hoe minder begin die goeters wat die kinders pla, hulle pla, jou pla. Ek jonk was die nuutste tegnologie selfoon wat jy kon kry. Nou moet die ding net werk. Dis al. Ewe skielik pla daai, ek wil amper sê trivial goed jou glad nie meer nie. Nou gaan dit oor ewigheidswaarde. Jou hele mindset het geskuif. God veroorsaak eenvoudig net dat jy begin besef, jou siel begin met jou praat. Hierdie Heilige Gees binne in jou, hierdie stemmetjie begin vir jou sê, hoi, tyd begin min raak, is jy reg? As God jou kom haal, is jy reg? Sien, want ek wil amper nou daai liedjie speel van It's the Final Countdown, want dis waar ons is. Jy's op jou laaste, hoe ouer jy raak. So met ander woorde, ons weet ons nou daai spasie is gevul, so wat word gevul? Son, maan en sterre vul die spasie, wat ons op dag 1 geskep het, hulle vul ook die doel waarvoor hulle gemaak is. So met ander woorde, wat was die doel gewees? En kom ons gaan na dit toe. Met ander woorde, ons het nou daarso, materie, energie, lig, donker, tyd. Nou aan die kant, en moenie so groot soos ek daarso skryf nie, son, maan en sterre, dis, ek wil amper sê die sonndagskool antwoord. So wat is vandag gemaak? Eintlik mos maar son, maan en sterre. Maar is dit wat gemaak is eintlik? Soveel meer is dit gemaak. Want met ander woorde, die son is gemaak, die materie. Die son is gemaak om oor lig en donker te heers, of oor lig. Maan is gemaak om oor donker te heers. Energie is gemaak sodat die aarde kan beweeg. Tyd is gemaak, son en die maan, ure, maande, dae. So met ander woorde, as jy dit eintlik tegnies is son, maan en sterre reg. Ek wil amper sê, hierso is wat ek ingeskryf het. Jare, maande, dae, ure, minute, sekondes, somer, winter, herfst, lente, getye. Dis eintlik wat God gemaak het op dag 4. Jare, maande, dae, ure, minute, sekondes, somer, winter, herfst, lente, getye. En dan my persoonlike is, wat ek half so groot geskryf het is jy reg? Vraagteken. Is jy reg? Want dis wat hierdie gedeelte vir my sê. Wanneer is jy reg? As jou metertjie afgehardloop het van waar ook al hy moes gewees het na 0 toe, is jy reg dat die stopknoppie gedruk kan word. Kom ons sluit die oë. Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons wil vir U dankie sê, dat ons kan weet, dag 4 is soveel meer as son, maan en sterre. Dis daarom vir ons te verduidelik, my kind, op 'n stadium gaan hierdie wêreld tot 'n einde kom vir jou. Vergeet van al die mense rondom jou, vir jou. En dan, Here, wil ek vir U vra om in ons te werk, dat ons kan reg wees vir daai dag, dat ons kan huis toe kom. Dat daar nie 'n ding is van 'n wonder of enigiets nie, maar Here, dat ons reg kan weet, ons verhouding met U is reg. U staan vir ons in by Papa. U staan in by ons by Vader God. U is die een wat die voorspraak gee. So Here, ons vra vir U. Was ons wit soos sneeu. Vergewe ons sondes. En maak ons opreg dankbaar daarvoor. Amen.